Goeienaand en welkom by ons familie roadtrip kuier vanaand. Asseblief kry die hele familie by mekaar en kom kuier vanaand en gesels lekker saam met ons oor dit wat ons vanaf die laaste uitsending in huise gesels, gepraat en gekuier het en ek wil dit graag met jou deel by jou huis. Nou ja, ons gaan geleentheid gee dat almal hierdie boodskap share jy dit en dan gaan ons vir Roland vanaand vra om vir ons die musiek te begin speel. Daar sê Roland, jy kan voortgaan. In jou hart, dan het jy genade gevind. Dit wat agter is, verby. Moenie fokus op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Die verlede is verby. Alle foute en pyn, hy kom heel en maak gesond. Fokus nie op dit wat agter lê. Jy kan hard. SMS-ie. Nuwe gesindheid in hom. Voltooi die wedloop. Ons kuier vanaand saam met Roland en Ria, as julle gewonder het. Rein in Christus. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Prys die Here. Wandel in dieselfde gees, met 'n gesindheid so mooi. Ywer om die prys te kry, die roeping in Christus, 'n lewe ryk en vry. Alles lê agter, begrawe in sy dood, nie meer deel van jou, alles weggewas. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Yes. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Daar sê goeienaand, hartlik welkom by ons familie roadtrip kuier 2026 en wat is ons datum vandag, die 22ste? Enige ene? 23ste April. Ons is so halfpad deur ons roadtrip, ons beplande roadtrip deur Suid-Afrika, hier by die aanlyn kerkbediening, wat ons hierso lewendig uitsaai. So as jy nog nie weet wie ons is en waar kom ons vandaan nie, ons het vroeër 'n roadtrip gedoen, die Here het ons gelei en dit is ons 10de roadtrip die jaar. Vanaf ons eerste roadtrip begin het in 2021. So dit average omtrent so 2 roadtrips per jaar en dat ons nog al 3 konferensies agter die rug. Ons 2026 konferensie die jaar wat voorlê is in Harold's Bay hier in die Wes-Kaap en as jy graag meer wil uitvind of na ons konferensie toe wil kom, hoe sê almal al, kom net. As jy wil kom, jy kan kom, maar daar is sekere issues wat jy het, naamlik finansiëel ook. Asseblief kontak ons, praat met ons, moenie by die huis bly as jy nie geld het nie. Die Here kan help, die Here kan voorsien en
In die bediening kan ons getuig hoe die Here elke jaar voorsien, dat mense daar kan kom wat niks kan bydra nie, en wat 'n gedeelte kan bydra, ensovoorts. En dan kry jy ook hulle wat kan bydra vir ander ook. So die Here voorsien uit oorde en maniere dat jy daar kan wees, dat jou vervoer betaal is, dat jy lekker kan eet, lekker kan slaap. Jy moet net sê, ek wil kom. En dan kan ons reëlings met jou begin vasmaak. Dis 28 September tot 2 Oktober die jaar, wat ons by Harold's Bay gaan wees in die Wes-Kaap. Maar nietemin, dit is 'n bietjie vooruit, maar dit is ook relevant. Julle moet julle verlof begin insit en julle tye begin regkry ensovoorts. Nou ja, ons sit hier by die Klingbergs vanaand, ons kuier uit hulle sitkamer uit. Dis nou ja, dis nie twee jong mense hierdie nie, so die tegnologie. Ek het hier vir Roland in 'n diep kant vanaand en soos hy Bleach of 3 is, julle ken ons bediening, ons gaan soos dit gaan, ons is nie perfect en professioneel in die sin van die wêreldse konsep nie. Ons harte is voor God reg en elkeen se hart is voor die reg en is vir die Here reg en is al wat saak maak. So Roland en Ria, dankie vir julle huis dat ons vanaand van hier af kan uitsaai. Dankie dat ons by julle kan oorslaap. Ja, en ek en my vrou wil die Here net loof. As ons daaraan dink, weet jy wat, ek en my vrou in die kar gechunk, gehuil van dankbaarheid oor harte van mense wat oopgegaan het, huise. Ag, dit wat die Here doen, die verlossings, die reddings, ag, alles wat net plaasvind. Nou net, as jou hart, jou siel, jou wese en alles saam met ons is, en die Here werk op 'n plek, en jy presies daai aandeel is, net sowel, jy was daar, jy het saam met ons getuig, ons is net die instrumente, om te getuig van die vrug van God se Heilige Gees. Hy het ons magies uitgelag en hy het ons harte uitgehuil. Ja, kom ek haal net geasem, anders gaan ek na hulle, gaan nie preek nie. Maar baie dankie vir julle, ons waardeer julle so baie. En die bevryding wat ons sien, toe ek net die router beplanning doen, en ons doen dit, en ek maak, die wat nog nie die sticker agter in die kar gesien het nie, jy moet WhatsApp channel toe gaan om my sticker te sien. Dis te crazy, ons is rooi karretjie daar bo sien hulle hom op die skerm, ons het so rooi Etios wat ons die land meer deurry, so 'n klein karretjie, en dis hy werk vir die Here, en hy gaan en hy ry paaie, hy moet al hy potholes trotseer en al die rowwe paaie, sodat ons in gemak by plekke kan uitkom. So ons dank die Here ook vir sy voorsiening daarso. En toe ek die banner agtermaak, en dan is daar nou so 'n slagspreuk onder die roadtrip. Toe ek hom nog gemaak het, was daar sommer so 'n random voorstel, en ek dink toe nee, dit klink nou so 'n bietjie te vir Harold's geestelike vryheid, en min het ek geweet, dat dit is wat ons gaan beleef op hierdie roadtrip. Mense wat ons jare 'n pad mee stap, elke keer, dan kuier ons by iemand, dan ontmoet ons die mense net so gou en so terloops, en dan ry ons weer, en hierdie jaar het die Here mense begin losmaak en vrymaak. Ons kan saam met hulle bid, ons kon saam met hulle gebid het, ons kan die woord met hulle gedeel het, en hulle is vry nuwe mense in die Here Jesus Christus. Is dit net nie amazing nie? En ons is so dankbaar, ek sien nou Mary se naam weer vanaand hierso. Ons is so dankbaar wat die Here tot dusver vir Mary gedoen het. Sy is daar in Loetsville in die Wes-Kaap, in die Weskus. En bly vir Mary bid, dat die Here die volkome werk in haar liggaam kan doen. Prys die naam van die Here. En weet jy wat is my so mooi? Ek en my vrou kan vanaand net agtertoe staan en kyk wat die Here doen. Ons kan net getuig vir u oor wat die Here doen. Want hier's 'n gemeente, hier's 'n geestelike familie wat saam staan, en ons is maar baie keer soos 'n gewone familie, né? Die verskille is daar, maar dit word uitgestryk, maar een ding, ons is lief vir mekaar. Ek het nou al die familie van ons gehoor. Ons kan nou verskil met mekaar, maar kyk, as iemand teen hierdie geestelike familie kom, dan staan almal soos 'n man saam. Dan keer niks nie. So baie dankie vir julle ywer en vir julle liefde. Onthou net, dis 'n groeiproses. Maak net jou hart oop vir dit wat alles uitgaan, sodat daai saad wel in jou hart kan groei. Nou ja, ons gaan vanaand oor 'n paar lekker onderwerpe gesels, soos ek vroeër genoem het. En voor ons daar gaan by uitkom, voor ons by dit gaan uitkom, gaan ons net eers lekker saam bid. Hemelse Vader, ek wil net U naam prys en loof, eer en verheerlik vir die geleentheid wat ons vanaand ook by mekaar kan wees. Here my God, om mekaar, al sien ons net mekaar se gesiggies en kommentare, en almal hoor ons en sien ons en verstaan waar ons is, Vader, is ons 'n geestelike familie in die hemele. U woord leer ons so mooi, dis die vergadering van die eersgeborenes. Vergadering is kerk, dis daai onderlinge byeenkomste waarvan ons lees in die woord. En ons het laasweek so mooi daar gepraat
Vader, baie wil net in die vlees 'n onderlinge byeenkoms by 'n gebou gaan bywoon. Vader, maar die meerderheid Christene laat die onderlinge byeenkoms in hulle binnekamer na. Daar in hulle privaatheid, Here Jesus, soos U gesê het, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot jou Vader wat nie verborgene is. En jou Vader wat nie verborgene is, sal jou nie openbaar vergelde. Dit is daai byeenkoms wat ons nalat, Vader. En ek wil bid, Here, dat U vir ons werklik die insig, die wysheid en die verstand sal verleen om te verstaan, om daai byeenkoms by te woon. En dat wanneer ons so op die lig saamkom, Here, is ons hart en ons siel voorberei vir dit om te ontvang en ook deel te neem op ons manier wat ons dit kan doen, Vader. Ek wil vra, lei my vanaand verder in die diens, lei my vanaand in hierdie kuier. Ek wil dit nie 'n diens noem nie, want dit is 'n kuier. Ons kuier vanuit Here, Roland en Ria se sitkamer saam met almal waar hulle ook is. Party seker al daar so half aan die bed en met die kouetjie wat so 'n bietjie aanstap. Dalk is 'n paar wat onder komberse sit en met koffie. Vader, ons wil bid, Here, dat die woord inslag sal vind, die kuier net ons harte sal oopmaak. En ons bid ook vir Marius gemeente saam, dat U die wonderwerk, Vader, wat U al reeds in haar liggaam begin het, sal volëindig. Ons bid ook vir ander wat siek is, ander wat oulik is, ander wat uitdagings in hulle liggame het, en ook in hulle tydelike lewe, Vader. U woord leer vir ons, U sorg vir U kinders, en dit is my so mooi om te dink, dit is waar U is, U sorg vir U kinders, U trek die son daar, maar U sorg vir die kinders, en daai mentaliteit moet ons in ons hart vasmaak, ons moet dit begryp, wat dit werklik waar beteken. Te veel wil ons sorg dra vir die wêreld, terwyl die woord sê, ons laat na om sorg te dra vir die broeders, en wanneer ons sorg dra vir die broeders, dra ons sorg vir U ook, Vader, en vir U ook, Here Jesus. So as werklik waar daai konsep in ons hart kan kry, dan lewe ons sonder baie skuldgevoelens. Vader, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die teenwoordigheid in ons midde in Jesus se naam. Amen. Amen. Daar sê, ons het lekker paar onderwerpe, wat ons al klaar in huise deurgesels het, vra wat gevra is. So as ek 'n onderwerp vanaand met U deel, weet net, dit is gesels, dit is deurgepraat in sekere huise en sekere situasies, sodat U ook kan weet waar ons gepraat het en dat U ook dalk bemoediging en antwoorde kan kry. Nou ja, ek wil gou eers hoor, ek wil net so iets vinnig en as 'n intrap gedagte noem. Ons het die vraag gehad, dit was nou nie spesifiek in 'n huis nie, ons het dit op WhatsApp gehad, maar ons kon dit toe nou met die persoon uitgeklaar het en lekker deurgesels het. En die vraag is, waar kom die tradisie vandaan, dat jy eintlik voor jou bed moet kniel en bid? Nou kom ek los net eers die vraag daar, dit is dalk 'n random vraag vir u daar by die huis. Hoekom moet ons kniel en bid, en ook maar spesifiek voor jou bedjie en bid, hoekom die knielposisie? Het dit enige waarde, het dit meer krag as 'n ander manier hoe jy staan, of wat ook al om te bid? Nou ja, kom ons gesels bietjie vanaand daaroor. Nou heel eerste moet ons weet vanuit die Ou Testament, nou ek gaan dit net lekker deurgesels met jou, want ons obviously baie skrifgedeeltes. Nou in die Ou Testament, veral wanneer dit kom by konings, het hulle voor konings gekniel, uit eerbied en respek, maar die belangrikste is, wanneer die wet met tye gelees word, hulle het saamgekom in 'n heilige samekoms, het hulle baie keer op hulle knieë neergeval en hulle het God aanbid. So dit is die knielposisie. Al wat dit aandui is, ek het respek. Ek sak vir jou neer, ek raak minder as jy, sodat jy, en dan herken ek, jy is meer as ek. So dit is eintlik die gebaar van kniel. Ek dink as ons dit so kan verstaan. En ek wil hê julle moet saamgesels, my vrou moet ook lekker saam praat, ons het hierdie saak ook lekker saam deurgetrap. So dit is die beginsel van kniel. Okay? Nou is dit 'n wet, beteken dit as ek nou fisies op my knieë gaan, eer ek God meer as wanneer ek byvoorbeeld sal sit en bid, of staan en bid. Ek meen, meeste van die tyd as jy in 'n kerk ingaan, dan sal die prediker sê, kom ons staan, en dan staan almal en bid uit respek uit. En dan baie keer, die wat nie kan staan nie, bly sit. So nommer 1 moet ons verstaan, ons in die Nuwe Testament is in 'n geestelike saak. Okay? So wat moet voor God verneder wees? Jou hart. Nou, die Here het baie in die Ou Testament ook gepraat. Ek meen, daar was fisiese rituele of gewoontes waar mense hulle klere geskeer het.
en as 'n teken van vernedering. Hulle het hulle klere geskeer, maar dan het hulle sommer plat neergeval, so op die grond, plat met hulle aangesig teen die grond, as 'n totale vernedering voor God. Goed? As daar partykeer iets gebeur het en dit is 'n geweldige saak, jou kind is dood of 'n ongeluk of die vyand het jou leer versamel, leer die army verslaan en dan het hulle ook hulle klere geskeer. Goed, uit desperaatheid, Here hoor ons. En die Here het vir hulle gesê, moenie julle klere skeer nie, skeer julle harte. Nou, nommer 1 moet ons verstaan, ons is in 'n bevoorregte posisie in die Nuwe Testament om die geestelike te kan verstaan, sonder om 'n wet te maak van die uiterlike. Nou, nommer 1, jou hart moet voor God vernederd wees. Jou liggaam kan doen wat hy wil, as jou hart nie voor hom verneder nie, dan beteken jou fisiese gebaar absoluut niks. Ek glo nie dit het meer waarde nie, maar dit is dalk net 'n manier van nederigheid. Ja, dit is wat dit ook gesimboliseer het, is nederigheid. Maar, kom ons kyk na 'n paar logiese sake. Ons het baie ouer mense in die bediening, en ons het mense wat nie so oud is nie, maar wat wel knieëprobleme het. So hulle kan glad nie, onder geen omstandighede kan hulle op hulle knieë bid nie. Beteken dit hulle is minder nederig of minder onderworpe aan God? Nee. As jou hart onderworpe is, as jy sit, en dan ook, ek het die gewoonte om te lê, ook afhangend is, veral as ek by die huis is, en ek lê op die vloer, of ek lê op die bed, of waar ook al, dan bid ek, en ek lê en bid. Dit is nie meer nederig, of meer vernederend as 'n persoon wat kniel nie. Jy kan staan en bid, as jou hart voor God verneder, en dan, dit is wat God raak sien, nie jou liggaamlike posisie nie. Jy kan sit, jy kan staan, jy kan loop, jy kan bestuur, jy kan agteroorval, jy kan op enige posisie wees. En dit is die liedjie, Karen het nou die lied geskryf oor kniel, né? Ja. Ja, kniel. En ek dink jy kan nou verstaan waar kom die gedagte van die kniel vandaan, want nadat ons met die persoon gedeel het oor die knielsaak, toe die liedjie sommer in Karen se hart gemaal, en sy het 'n lied geskryf. So as jy nog nie in ons gospel Telegram lied music groep behoort nie, asseblief kontak ons, laat ons jou dan daai rigting kan instuur. Ons het al meer as 150 liedere wat ek en Karen self geskryf en getoonset het en al die tipe van goed, dis nou mos nou die fancy woorde, net om vir jy te noem, dis nie liedere van ander mense wat ons reshare op ons ding nie, dis liedere wat ek en my vrou self geskryf het, daar is ook baie, soos ou Pinksterliedjies, ou koortjies liedjies wat ons self gesing het, en dan het ons net mooi melodie en goeders daarby gekry, met die hulp van die nuwe tegnologie wat nou daar buite is, en ek kan vir jou sê, dis partykeer 'n struggle, ons het in huise gesit, waar as die liedere so skryf, as jy hulle, so dis nie so maklik nie, want dit lyk sommer partykeer of hy liedere net kom, maar ek kan vir jy sê, dis partykeer ure se gestruggle om een lied wel die lig te laat sien. So as jy nog nie ons gospel musiek gehoor het nie, ons het 'n Telegram groep, en dit is alles daarop, so kontak ons, dan kan ons jou in daai rigting stuur. As iemand dalk die Telegram link, gospel music, link kan share op die comments, asseblief, maak so. Terrence, daar is jou job, jy is ingeskakel, né? Ja, Terrence. So as jy dit kan doen, ons sal dit baie waardeer, Terrence, en dan het ons ook, ek doen dit ook op YouTube, want nie almal het Telegram nie, so daar's ook ons op ons YouTube kanaal, onder die aanlyn kerk is daar 'n playlist, net van ons musiek, en is Afrikaanse musiek, en dit is Engelse musiek, so ja, daar's al vir die, as jy al twee geniet al twee, as jy net Engels is, daar's ons vir jou ook musiek, en dan is daar tussendeur ook lekker kinderliedjies. En Secretaria, hy met sommer ons WhatsApp channel ook deel. Hy is oulik genet. As hy Terry, dan kan jy ons WhatsApp channel ook deel, nou ons WhatsApp channel, ons deel alles daaglikse dinge en al die detail van ons roadtrip. Nou, ons kan nie alles die hele tyd op WhatsApp sit en op Facebook nie. So die highlights sit ons maar op Facebook, maar al die detail, hy tussenin lekker goedjies sit ons op ons WhatsApp channel. So asseblief, as jy die roadtrip aktief wil volg, moet jy aan ons WhatsApp channel behoort. Daar sê, dan kan jy presies sien waar ons neem af waar ons op die pad neem, dat jy 'n bietjie kan sien waar ry ons en waar is ons, en hoe lyk die omgewing waar ons is, en die mense se huise en alles, die harte in die huis is net so oop, so dan kan ons ook dit met u deel, dan kan jy so saam met ons op die roadtrip gaan.
Ja, en verdwaal ons in Pretoria wat ons ken vandag na Andrei toe. Jy sal dit nie glo nie, maar dit het gebeur, maar is daarom nie te erg verdwaal gewees nie. Maar daar sê, dankie Terrence, dankie vir daai deel wat jy nou daar sou doen. Nou heel eers, ek dink die knielsak, is daar nog iets wat ons kan sê oor die kniel by engeltjie? Ek dink het ons verstaan is dit so dit maak nie saak nie, of jy jou hande nou opsteek, want baie mense het idees, jy moet jou hande nou op 'n posisie hou, dit is nie die geval nie. Hoe jou hart is, ek baie keer bid, dan wil ek net my hande opsteek. Ek wil net Here, ek wil my hande opsteek, daar's niks meer verkeerd nie, dis nie Illuminati, brandwargvry messelaar tekens nie, dis hartsake, is jou hart in die saak of nie? As jy so, baie mense, kan nie hulle hande hoog oplig nie, dan hou hulle dit net so halfmas. As jy dit wil doen, doen dit. As jou hande wil klap terwyl jy 'n lied sing, doen dit. As jou lewe bietjie wil beweeg, doen dit. Bring hy beweegoffers voor die Here as hy liedjie so lekker sing. En jy gaan, ek sê vir die mense oral waar ons kom, as daai liedjie so kom, ek wil nou net Karen sê, ag Deborah sê, mense kan sien die liedjies wat mamma doen en die liedjies wat pappa doen. Want baba geniet almal ouma se liedjies. En so as hy liedjie so lekker gaan saam, want dit maak jou hart oop om te ontvang die waarheid van hy woorde wat gesing word. Daar's ek sê vir die mense, ek sit baie beslis nie soos 'n houtpop as hy liedjie speel nie. Dit is verseker. Jy beweeg maar saam en jy gaan saam, as jy bestuur kan natuurlik nou nie hande klap nie, maar en Karen gaan net so, dat ek baie keer, engeltjie, weet jy, sy trok vir ons. Maar nietemin, absolutely, die mense geniet dit en alles. Geniet julle die kuier vanaand so saam met ons? Yes. Hier so uit die Klingberg Home in Montana, Pretoria. Nou ja, nou wil ek oorgaan na so 'n bietjie iets anders doen. Daar's so 'n hele paar gedagtes wat hierin opgesluit is, en ek wil met u praat, en vir u sê, daar is 'n verskil tussen voorgee en liefde of liefdeloosheid. Kom ons sê, ek het gou weer vir jou. Daar is 'n verskil tussen voorgee en liefde of liefdeloosheid. Okay, kom ek verduidelik wat ek vir jou sê. Baie keer sal mense inkom en sê, ek is wat ek is en dis hoe ek is, ek gee nie voor nie. Okay? Wat tot in 'n mate goed is, afhangende van die situasie en afhangende wat dit is. Okay, en ek gaan vanaand gou vir 'n bietjie met u praat, en dit speel die hele dag lank in mekaar. Ek wil net gou vir u noem, daar's al 6,5 ure se liedjies, 152 liedjies. So die Here het ons gehelp. Ja, 152 liedjies, ons het so 'n bietjie disputie gehad, maar ek dink hy's uitgeklaar. 152 liedjies. So dit is ongeveer al 6,5 ure se liedere. So jy kan lekker ver hy sonder om dieselfde lied, dieselfde tyd, 2 keer oor te hoor. Okay, maar nietemin. Nou, as hy ou kyk na voorgee en liefde of liefdeloosheid, daar is wel 'n verskil. Nou, baie keer, en ek gaan begin by 'n punt, en ek gaan dit so deurwerk, sodat jy saam met my kan gesels, en praat en dalk iets sien, want dit wat ek vir noem, dit het derentyd oral in ons gesprekke deurgekom, maar ek dink ek vat dit nou dalk saam in bewoording wat so nou en dan dalk nie gebruik was nie, by die beginsel het ons die heeltyd oor gepraat. Nou, ons vergoddelik baie keer ons lewenstyl, ons lewenswyse en selfs ons status. Nou, wat ek hierby bedoel, ons vergoddelik baie keer ons eie lewenstyl, of lewenswyse of status. Dit gaan daaroor, en ek wil hê ons moet gou na 2 scenario's kyk. Jy is dalk 'n persoon, jy het 'n redelike goeie, kom ons sê 'n gemiddeld tot bo-gemiddelde inkomste. Jy het 'n huis, 'n yskas, 'n kar, kinders op skool. Jy kan die basiese luksehede van die lewe bekostig. Nou nie oordadig nie, maar jy kan lekker oor die weg kom. Jy het jou medies, jy het jou rekeninge wat jy betaal en dan gat jy. Jy het krag en water en al die lieflike dinge. Jy kan jou huis mooi toemaak met heininge en al die dinge, 'n bietjie plantjies plant, en jy is nou 'n tipiese gemiddelde persoon, gemiddeld bo gemiddeld. Dan kry jy die persoon, hy bly in 'n sinkhuis. Informele nedersetting. En ons het boeties en sissies waar daar bly. Ons het tot boeties en sissies in die wêreld, ek ken hulle persoonlik nie, maar ek weet van hulle wat tot in grotte en gate bly, om vir regerings weg te vlug vir vervolging. Okay. Nou, ons wat in 'n meer, kan men sê, materialistiese, gegoede situasie sit,
Baie keer dit wat ons het, en hoe ons lewe, en hoe ons routine is, en ons status, ons vergoddelik baie keer dit wat ons het. 'n Mens maak nie so nie, en 'n mens maak nie so nie, asof dit van God is. Jy moet sis en jy moet so, want jy kan dit bekostig. Baie keer as mense vir ons vra, het julle medies, dan sê ons nee. Dan is dit amper asof ons 'n sonde doen nie, maar ons kan nie die medies bekostig nie. Het jy pensioenfonds? Het jy pensioenfonds? Nee, ek kan nie eens karversekering bekostig nie. Ek en Karen ry op die pad deur God se genade. Ek het op 'n stadium karversekering gehad, maar ons kon dit nie bekostig het, dit was net te duur geweest. En juis gegeewe ons situasie waar ons ry, bla ensovoorts. So my kar is heeltemal onversekerd. As ek ergens in 'n ongeluk kom of iets is, nou soos hulle sê, dan is jy in jou chops, as jy nou nie vlees vat, né? So ons vergoddelik ons plek waar ons is. En ons druk ons opinie af op ander asof dit so moet wees. En as dit nie so is nie, dan sal mense sê, ja, die Here verwag van ons om wys te wees. Ja, as ek dit kan bekostig, sal ek volgens die vlees wys wees. Glo my, as ek kan bekostig, sal ek sekere dinge doen. Ek sal dalk vir my medies kry, ek sal pensioenfonds kry. Ek en my vrou kan nie 'n huis koop nie. Die Here laat dit ons nie toe nie. Maar Paulus het ook nie hy het op 'n stadium in 'n gehuurde huis gebly en sy lewe lank wat hy bedien het, het hy vir 1 keer vir 2 jaar in 'n gehuurde huis gebly. Die res van die tyd was hy afhanklik van ander mense se goedgunstigheid of hy het in die veld geslaap. So ons lewenstyl en status. Ons kan maklik ons baie keer so inwurm daarin en skrifte in God se woord aanhaal asof God dit goedkeur en is goddelik om wel so te wees. Wat gebeur dan? As gevolg van ons status druk ons stempel af en gebruik ons posisie of eintlik misbruik ons posisie om mag en beheer en vrees te skep en te manipuleer. So ons beoefen mag en beheer mense. Want God voorsien nou dit vir my. So ek is nou in 'n posisie om te kan beheer en te kan manipuleer en om my stempel af te druk. Dit is nou insluitend teenoor mense wat voltyds die bediening uitleef. Soos byvoorbeeld ek en Karen kom, eintlik is ons glorified hobos. Goed? As die mense baie keer vra hoe kry hulle inkomste, sê ek vir hulle, mense voorsien, mense se harte is oop. Die Here voorsien op 'n manier om verduidelik ons vir hulle, dit maak nie bose nie. So eintlik iemand wat nie 'n standvaste inkomste het nie, hy's afhanklik van handouts, hy's afhanklik van ander mense se goedgunstigheid. Nou moet ek en Karen by mense gaan sit wat finansiëel byvoorbeeld sterk is, wat hulle lewe kan beplan, alles loop klop disselboom in die vlees. As daar 'n probleem is, daar's een of ander polis of backup of medies of wat die geval ook al mag wees en dit kan uitgesorteer word. Nou moet ek vir daai persoon sê, hoorie, so maar jy is 'n onwyse maagd. Dit wat jy doen is verkeerd. En dan misbruik mense baie keer hulle finansiële posisie om selfs ons in die bediening te onderdruk. En dis wat die woord sê, jy mylband daai bedienaar. Want sodra daai bedienaar reguit met jou praat, dan kom jy vanuit jou posisie van finansiële standvastigheid en jy beheer daai prediker of jy wil hom beheer. Nou, u wat al ons bediening ken en al saam met ons gekuier het, ons kan nie en ons mag nie en ek en Karen laat dit nie toe nie. Ek sal laat eerder 'n ou uit sy huis uitjaag voor ek nie die waarheid sal praat nie. Amen. En ek en Karen was al daar. Ons was al daar wat mense uit hulle huis uitgejaag het. Ons was al daar dat ons finansiële tekorte gekry het, dinge in die vlees verloor het, maar vir die waarheid sal ons nie terugstaan nie. Die woord sê, wie voer 'n regstryd in die waarheid? So daai regstryd sal ons bly voer solank as wat die Here vir ons genade en krag gee om dit te doen. Maar ek wil net dit by u nalat. Jou lewenstyl in die vlees en jou gewoontes wat jy het. 'n Mens doen dit nie so nie. Eers in die oggend doen jy dit, dan doen jy dit. Mense sit so, jy was die skottel goed so, jy draai so om, jy hang jou was goed so, bla bla bla. Dis niks met God te doen nie. Dis 'n gewoonte wat jy het. Dan vergoddelik ons daai gewoonte. En eintlik as ons sien die ander persoon het nie daai gewoonte nie, verag jy dit. Ek wil net gou vir iets noem. Ons het vanmiddag die vraag gehad, hoe bespreek ons gastehuise? Sê ons nee, afhangend. Ons kan nie maande voor die tyd sorteer nie.
Ander mense sê nee, hulle moet voor die tyd weet. Weet jy wat? Nie hulle opinie of my opinie is goddelik nie. Ja, is waar. Ek kan nie vir hulle sê, man, los hierdie beplanning, nonsens van julle en lewe so nie. Nee, as jy dit kan doen, go for it, dis jou gewoonte. Ek kan nie jou gewoonte afbreek wat niks met God se saligheid uit te wy nie, maar as jou gewoonte skade aanrig aan 'n ander persoon se innerlike, dis wanneer daar begin probleme kom in God se oë. Ons wat selfs nou besigheid het voel gemylband, weet nie of dit sin maak nie. Ja, dit is ons maar, ek kan nie besigheid op 'n slim manier op enigiets doen. As jy met daai stryd en hy loop, so jy voel ook genaamd. Ja, so 'n persoon wat sy eie, ek praat van 'n ware kind van die Here wat vir homself werk en selfs in besigheid. Jy word uitgenooi na die besigheid se moed, braai of geselligheid of wat ook al. As jy nie wil gaan nie, dan sê jy hy is nou nie 'n team player nie. So elke ou het sy druk. Jy wat in jou eie besigheid is ook, jy moet besigheid doen volgens God se woord. En as jy dit presies doen, baie keer jou kliënte onttrek of stap weg en jy ly finansiële verlies as gevolg van jou geloofsvertuiging. Selfs by jou werk ook. Jy kry nie daai posisie nie, jy kry nie daai bevordering nie, want jy's nou nie 'n team player nie. Okay. So dit is waar dit gaan. Dis al wat ek vir julle wil oordra. Nou ek wil net gou so 'n paar skrifte lees, net om so 'n paar dinge wat ek nou gesê het, net so 'n bietjie duidelik te stel sodat ons iets kan verstaan rondom die woord van die Here. Markus 10. Die eerste skrif wat ons gelees is Markus 10. Markus 10. En dan het ons is kinders van die Here. Kinders van die Here se gedagtepatroon, se lewenswyse, se redenasie moet geensins soos die wêreld wees nie. Dis hoekom ons 'n Bybel het, om ons stap vir stap te leer. Verander daai gewoonte, verander daai denke, verander daai ding in jou lewe, sodat dit God se beeld kan uitdra. Okay, kom ons lees gou die heel eerste skrif, Markus 10 vers 42 tot 45. Maar Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê: Julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit nie onder julle wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Vers 45. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Nou, die Here Jesus sê, in hierdie wêreld heers die wêreld met gesag oor mekaar, met autoriteit, en selfs baie keer met dreigemente, en die woord sê, selfs ons as kinders van die Here, moet dreigemente los. Moenie jou kind dreig nie. Tree op, of maak nie saak wat jy gaan doen nie, jy gaan die gevolge van jou besluit dra. Nou, selfs ons as kinders van die Here, nou kan jy vir my sê, ja, maar die sielkundig is. Die Here Jesus sê, ons moet nie wees soos die wêreld nie. Ons gedrag, ons denke, ons manier moet anders te dink as die wêreld. Los alle dreigemente. Ja, ons kan, as iemand ergens die skrif kan opsoek, kan hulle dit opsoek en dan sommer vir ons hier op die skerm sit. Los alle dreigemente. So jy dreig nie jou kind nie. As jou kind byvoorbeeld stout was, tree op, dissiplineer. Die woord van die Here sê, as jy nie jou kind dissiplineer nie, dan haat jy jou kind. Dit is die denke van God se woord. Die wêreld dink anders en ons val sommer terug na dieselfde luiheid as wel die wêreld. Nou, die Here Jesus sê selfs in die besigheidswêreld, in hierdie wêreld, broeders, so moet dit nie onder julle wees nie. Maar as jy die meeste wil wees, moet jy die dienaar wees. So moenie jou magsposisie, jou status en jou lewenstyl gebruik om jou wil af te dwing op ander en te dreig en te manipuleer nie. Goed, so dit is wat die Here Jesus hier ons begin leer. Alright. Sê weer? Efesiërs 6 vers 9. Goed, Efesiërs 6 vers 9, daar is die mooi skrif, dankie my vrou. Kom ons blaai gou oor na, sê weer? Kom ons blaai gou oor na 2 Korintiërs 6 vers 3. 2 Korintiërs 6 vers 3. Goed. 2 Korintiërs 6 vers 3. Goed. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Goed. Kom ons bedink net die skrif. Nou ek nou baie gesê, so ek gaan 'n skrif te doen wat puntsgewys nou uitgewys het wat ek tot dusver gesê het.
Hy sê ons moet die dinge doen wat die bediening kan beklad nie. Nou dis een van die onderwerpe waaroor ons gepraat het. Iemand het my gevra, nou ek gaan gou vir julle 'n getuienis lewer. Iemand het my op die roadtrip gevra. So dis nie 'n beskimping of wat ook al nie. So as jy hierdie gewoonte het, luister aandagtig wat ek vanaand sê, want ek het hierdie eintlik met 'n paar mense op dieselfde tyd deurgetrap. Okay. Iemand het vir my direk gevra, hoekom sê mense is rook 'n sonde? En sê die Bybel iets oor rook, en is dit 'n sonde? Okay. Kom ek verduidelik vir julle gou iets. En dan gaan ek nog skrifte daarna lees, en ek dink dan kan jy iets begin verstaan wat ek probeer sê tot dusver. Goed. Nou rook is 'n uiterlike sondige gewoonte. Goed. Nou kan jy vir my sê Stanley, maar die fisiese rook is dan nie sonde nie. Kom ons kyk gou na die woord. Nou nommer 1 sê die woord, alles moet in liefde geskied. Niks, as jy kan jou liggaam oorgee om verbrand te word, jy kan al jou goed uitdeel, maar as dan nie liefde in die saak is nie, beteken dit niks. Nou daar's baie dinge, punte wat 'n mens kan praat rondom die hele saak van liefde, maar ek wil gou net hierdie een punt uitlig, wat die bediening van die evangelie kan beklad, en wat ook 'n liefdelose daad is tussen ander. Kom ons vat bijvoorbeeld, die onderwerp was rook gewees, die fisiese rook, sigarette rook, of vape, of wat die geval ook al mag wees. Nou ons weet, medies, wetenskaplik, as iemand rook, en daar is 'n persoon in daai persoon se geselskap wat nie rook nie, die nie-roker word meer vergiftig deur die rook wat uitgeblaas word, as die persoon wat die rook doen. Okay? So as jy in die teenwoordigheid van iemand rook, wat nie rook nie, vergiftig jy sy liggaam, jy's besig om sy gesondheid te benadeel. So dit is liefdeloos, want doen aan ander wat jy in jou geself gedoen wil hê. Jy wil nie hê iemand met jou gesondheid benadeel nie, so moenie 'n ander persoon se gesondheid benadeel nie. En dit is ook nou hierso waar die punt inkom, waar mense sê, man ek is myself, man ek gee nie om of ek vir die pastoor rook of nie, die pastoor is nie God nie, ensovoorts. Wat die geval is, pastoor is nie God nie. En ook mense het dit amper maar direk vir ons ook gesê. Ek gaan nie voor julle voorgee nie, ek vat my dampie. Maar, terwyl jy alleen in jou kamer rook, benadeel jy niemand se gesondheid nie. Sodra jy, en ek en Karen is ook mense, die ander persoon wat nie rook nie is ook 'n mens. So deur jou gewoonte te beoefen, benadeel jy 'n ander persoon se gesondheid. Dit is waar die probleem begin inkom. Alright? Ek wil nie ons met dit hard, ek beskimp absoluut niemand nie. Dit is gesprekke wat ons gehad het met meer as een persoon juis oor hierdie saak. So, nou kom die mense, ja, ek gee nie voor nie. Maar, as jy iets doen, wat 'n ander persoon benadeel, geestelik of liggaamlik, is dit nie liefde nie. Okay? So, maak nie saak dan wat 'n evangelie jy bedien nie. As 'n mens daai houding van het, man, ek gee nie voor nie, ek rook vir almal, dit traak my nie, jy's eintlik 'n selfsugtige mens. Dan maak nie saak waar jy die evangelie bedien nie. Al is dit op 'n plek waar jy nou op 'n oomblik nie rook nie. Jou gesindheid het nie verander nie. So jy bedien eintlik uit 'n spiteful gesindheid uit, want as jy voor mense kom, is daar 'n spiteful, daar selfsugtigheid. En die liefde soek nie sy eie belang nie. Alright? So die liefde soek nie sy eie belang nie. So voor daai persoon wat jy nou sit en rook, soek jy jou eie belang, wat daai persoon se gesondheid benadeel. Alright? Ek dink ons verstaan dit so, en soos wat ek sê, ek het hierdie gesprekke direk, soos wat ek met u praat, het ek so voor mense gesit wat dit wel gedoen het. Nou kom ons gaan na 'n fynere punt toe, en ek wil eers die volgende skrif lees, sodat ons bietjie verder kan gesels, want anders gaan almal stak nou net by die rooksaak. Kom ons gaan verder. Okay. Die volgende skrif wat ek graag wil lees, is 1 Korintiërs 8 vers 10 tot 13. 1 Korintiërs 8 vers 10 tot 13. Nou onthou net, met die mense met wie ek gedeel het, die laaste tyd, is kinders van die Here, dis nie sondaars nie.
Kinders van die Here wat nog 'n rookgewoonte het, wat sukkel om van dit ontslae te raak. Ek veroordeel niemand nie. Ek het 'n oop gesprek met mense en daarom het ek 'n oop gesprek met u ook vanaand. So dit is waaroor dit gaan. So jy is kind van die Here wat 'n sekere gewoonte het. As dit iemand anderste benadeel, is jy nie besig met liefde nie. Dan gaan dit nie oor voorgee nie, jy's op daai oomblik liefdeloos. Jy kan dalk vir die as jy nou voel pastoor, hoor jy so staan nie, ek rook nog. Wel, eerste plek ek kan jou ruik. Okay? So 'n ou wat nie rook nie, rook so. Jy kan jy kan 3 huise verder bly en buite rook, ek ruik jou in my huis. As 'n ou nie rook nie, dis so sensitief 'n mens vir rook is. Net om dit vir jou te noem. Okay. So met die gevolg is, jy kan dan in jou huis gaan rook, as jy dan wil. Maar ongelukkig, meeste of baie het daai houding, ek gee nie voor nie, ek sal rook wat ek wil. So rook is eintlik 'n teken van absolute rebellie en opstand in 'n mens. Okay? Kom ons lees gou die volgende skrif. En hierdie ene sny nou so bietjie fyner as net rook. Ek wil nou wegbeweeg van rook af. Goed. 1 Korintiërs 8 vers 10 tot 13. Want as iemand jou wat kennis het, nou hierdie hele gedeelte gaan oor om afgodsoffers te eet, afgodsoffers vleis te eet en nie te eet nie. En Paulus argumenteer, maar die vleis kan jou siel glad nie besoedel nie, wat 100% ooreenstem met 'n lering wat Jesus ook hieroor gegee het. Want as iemand jou wat kennis het aan tafel sit in 'n afgodstempel, sal sy gewete, as hy 'n swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis aan die afgode te eet nie. En moet die swakke broeder vir wie Christus gesterf het verlore gaan deur jou kennis, maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is seer te maak, sondig julle teen Christus. Daarom as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. So nou gaan dit oor elementêre dinge kos. Nou ek wil julle net gou in die prentjie bring waar kom die idee van kos vandaan. Ons het nie eintlik hierdie probleem nie, maar net om vir julle te sê hoe fyn is die lyn om jou broeder te laat struikel. Nou ons weet, Paulus was 'n Jood, hy het in 'n Joodse gemeenskap groot geword, baie Christene het op bekering gekom, wat Jode na die vlees was. Nou in die Joodse godsdiens het hulle geleer volgens die wet, ek dink is Levitikus 17, as ek dit nie mis het, 17 of 11, gaan kyk maar self gerus, praat die woord van al die verskillende onrein kosse, wat jy mag eet en nie mag eet nie. Nou onder andere mos die bekendste is vark. So kom, ek gaan nou maar net bly by die vark, daar's natuurlik baie ander ook, maar kom ons bly maar by die beginsel van vark. Wat Paulus hier skryf, baie Jode het tot bekering gekom, hulle het die Here Jesus aangeneem, maar hulle sit nog met hierdie saak en hulle het geleer, varkvleis is sonde. As jy dit eet, word jy verontreinig. So, hulle gaan nog groei na die kennis toe. Nou, maar terwyl hulle nog swak is, terwyl hulle nog begin in die evangelie, gaan hulle voel, as hulle nou sien, jy eet varkvleis, gaan hulle voel, jy's besoedel en jy's op pad hel toe. Nou, as jy daarvan bewus is, en as Paulus daarvan bewus is, hierdie is nou Jode, hulle het pas tot bekering gekom, hulle verstaan nog nie, dis die kennis waarvan hy praat. Dis die kennis van die hele Bybel, dis die kennis rondom hierdie saak. Dan sal hy nie vark eet voor daai broeder nie, want as hy die vark gaan eet, gaan daai broeder struikel. Maar daai broeder, ek gaan hom leer, en hy gaan 'n pad stap, en hy gaan tot die kennis kom, en dan gaan jy met vrymoedigheid saam met hom 'n lekker bytjie eet. Okay? So dit is waar dit gaan. Nou die beginsel hiervan is, wat se gewoonte, en nou kan jy verstaan in die begin wat ek probeer vertel het van jou lewenstyl. Jy kan jou lewenstyl so vergoddelik en op mense afdruk en sê, man, dis wie ek is, ek gee nie voor nie. Maar, wat word besoedel? Die persoon se gewete. Wat is die gewete? Die innerlike, die siel. So wat se gewoonte is? By jou huis kan jy dalk jou gewoonte beoefen. En is nou problem. Okay? Ek gaan nou by die punt van selfbeheersing uitkom. Maar sodra jy tussen mense is, moet jy dit nie doen nie. Terwille van liefde. Nie terwille van ek gee nie voor nie. Terwille van liefde. Ek het baie keer op 'n stadium toe ek na kerke toe uitgenooi was om te predik. Het ek al gewoond om casual te predik, want dit het al klaar die ding begin raak in die Christelike kerk. Dan het ek by daai prediker gaan uitvind. Hoor hierso, hoe is julle
gedrag van 'n persoon wat moet preek. Sê 'n dresscode van die prediker, nie van die gemeentelid, dan net ek gaan nou as prediker. Dan sê hy predikers, verkieslike das en 'n baadjie. Dan trek ek my das en my baadjie aan. Klaar, dan. Want as ek op hy platform gaan staan, en ek is 'n struikeling in daai gemeente wat nog oortuig is, 'n bedienaar se dresscode met 'n pak klere wees, en ek laat daai persoon struikel oor die woord. Nou beklad ek die woord as ek weier om my das en my baadjie aan te trek. So my das en my baadjie kan 'n struikeling veroorsaak. Dan beklad ek die evangelie. En as ek die evangelie beklad, dan beklad ek 'n mens, want waaruit bestaan die evangelie? Uit die mensheid. En dit is wat Paulus sê, maak nie saak, wat is die saak nie, dis nie wat die woord van God ons leer, dis hoe die Here dit aan hom geopenbaar het, dit is liefde. So as ek by jou huis kom, jy weet byvoorbeeld wat is ons siening, jy weet wat sê die woord van God, en jy wil nou jou 7de land movie eers klaar kyk, terwyl ons sit in die sitkamer, dis liefdeloos. Want jy weet, die woord van God sê, dit besoedel jou innerlike, nou wil jy jou sondige ding wat jy op die televisie kyk, afdwing op die persoon wat die woord aan jou kom verkondig. Dis liefdeloos. En daardeur besoedel jy 'n ander persoon se gewete. Nie dat my gewete sal nie seer gemaak wees nie, glad nie. Dis net 'n kwessie van nou druk jy iets op my af, en forceer my om iets saam met jou te kyk, wat teenstrydig is met God se woord. Hoerery, moord, al die tipe van goeders, skinder, kwaad praat, alles gaan op daai oomblik, op daai televisie uit. En dis heeltemal liefdeloos om dit te doen. So dit gaan nie oor voorgee nie. Okay. Ek dink ons het die beginsel van voorgee en liefdeloosheid en liefde heeltemal verkeerd. Goed, nou, die ander saak wat ek wil, okay, kom ons lees gou eers die 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 23. 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 23. En onthou wat ek vir julle gesê het in die begin, ek het hierdie ding, ons het hierdie sake in huise deurgepraat, ek herhaal dit teenoor u, dat u ook in die gesprek kan kom en ook kan weet waaroor ons wel gepraat het. 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 23, kom ons lees gou daarso. So jy kan nie van iemand verwag om saam met jou in die sonde te deel nie. Dit sê, wag nou eers, net gaan eers die sonde klaar doen en dan kan ons aangaan nie. Die oomblik as jy weer as 'n persoon wat nie besig is met die sonde nie, moet jy jou sonde afsit, jy moet jou sonde een kant toe sit. Okay, anderste rig jy skade aan God se werk. Goed, want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel van hulle as moontlik te win. Vir die Jode het ek geword soos 'n Jood, om die Jode te win. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een wat sonder wet is, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakke te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle geval sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Hoor mooi wat is die hele beweegrede hierson. Wanneer Paulus wel by 'n plek gekom het, het hy 'n situasie gesien en verstaan. En op daai oomblik het hy geweet, okay, dis wat ek moet doen. Dit is wat ek moet doen om hierdie persone te red, sonder om die sonde te doen. So hy het sy tradisie, sy wil, sy status, sy karakter, sy idee, een kant toe geskuif. Sodat hy met daai persoon kan sit en gesels oor die reinheid en die heiligheid en die redding en die verlossing van die evangelie van die Here Jesus Christus. Goed? Ons weet Paulus het geen moedwillige sonde gestreek gehad nie, so ons kan niks wat hy hier sê interpreteer dat hy sonde saam met mense gedoen het nie. Al wat hy sê, ek het die wet van Christus, en die wet van Christus is heiligmaking. So hy het ingekom en hy het swak geword. Hy het hom nie gaan aanstel nie. Kom ons sê byvoorbeeld, hy kom by 'n persoon wat heeltemal down and out is. Hy's arm, hy is stikkend, hy's gedaan. Het hy net daar ingestap met 'n selfvoldane houding nie. Hy het ingestap
asof hy 'n persoon is, wat in presies daai selfde posisie verkeer. Hy het hom op daai vlak gaan ontmoet. Hy het nie 'n rammetjie uitnek gespeel en gesê, weet jy, as jy die Here dien, sal dit beter gaan met jou, en foute begin uitwys in die vlees, wat vir hom sê, dit is hoekom jy daar is nie. En ek dink as ons dit kan verstaan, hy sê, ek het alles vir almal geword. Hoe ver is ons bereid om ons karakters, ons idees, ons status, ons lewenstyl, ons sondige gewoontes weg te skuif, een kant toe te skuif, terwille van die evangelie, sodat ons 'n deelgenoot daarvan kan wees. Ons skei onsself af deur middel van ons eie karakter, gewoontes en rebellie en ego, man ek gee nie voor nie, ek is wie ek is. 'n Mens moet, terwille van liefde, jou karakter prysgee. Nou wil ek oorspring na die volgende punt toe, oor selfbeheersing. Nou, selfbeheersing is deel van die vrug van die Gees. Om selfbeheersing toe te pas, al het jy nog 'n sekere gewoonte, beoefen jy 'n vrug van die Gees. En die vrug van die Gees is liefde. Goed, so kom ons spring gaan net weer terug na die rooksaak toe. Jy is in 'n persoon se teenwoordigheid. Nou dan net, jy wil die evangelie uitdra, jy is 'n kind van die Here. Jy is in 'n persoon se teenwoordigheid. Nou moet jy selfbeheersing toepas om nie te rook nie, want as jy gaan begin rook, as dit 'n sondaar is, gaan hy sê, o, is dit wie jou God is? En mense het daai argumente, glo jy vir my? As jou God jy nie van jou rook kan verlos nie, wie is jou God dan? Wat wil jy vir my kom vertel, ek my saak regmaak? Dag nie man, kom loop. So jy die evangelie beklad deur jou gewoonte. Alright? Kom as jy is 'n broeder, jy wil net met hom lekker staan en gesels. Moet jy op daai oomblik selfbeheersing toepas, want jy weet jou gewoonte kan die ander persoon se gesondheid benadeel. Nou moet jy selfbeheersing toepas. Wat doen ons as kinders van die Here? Kom ons gaan aan, verder. Nou praat ons van karaktertrekke, gewoontes. Dalk is jy 'n persoon wat so nou nog 'n knoop los. Dalk is jy 'n persoon wat nog domineer. Jy's gewoond om by jou huis te domineer. Nou kom jy uit tussen mense, nou domineer jy nog steeds. So jy's gewoond te domineer. Jy's gewoond om kritaal te gebruik. So wat gebeur nou as kind van die Here? Ek bly eerder doodstil of ek onttrek en ek kom nie in die gesprek van kinders van die Here nie. Want nou moet jy selfbeheersing toepas en ek wil jou 'n bietjie aanmoedig vanaand. Hoe meer jy tussen mense gaan kom, gaan jy eers begin toepas. En weet jy wat gaan ook begin gebeur? Jou karakter gaan verander ten goeie en uiteindelik gaan jy jou verslawing los. Want nou is jy tussen soveel mense wat nie jou verslawing deel nie, so jy eventually moet jy maar los. Maar wat doen ons? Ons onttrek. Ongelukkig, ons onttrek. En ons hou onsself eenkant. Ons sluit onsself toe. Ons praat nie. Ons kom nie uit nie. En dit is die enigste manier ons kan verander, want die woord sê, yster slyp yster. So slyp die een persoon die persoon van die ander ene. Ons moet uitkom, ons moet tussen mense kom, en ons moet baie keer hoor, weet jy wat, jou gewoonte, jou karakter stink. En ons wil dit nie doen nie, want ons wil nie verander nie. Want ons sit baie keer in 'n beheerende posisie, en niemand sal my voorskryf nie, want kyk, ek het my lewe gemaak, op my manier. Maar dis nie te sê, dis God se manier nie. En dis wat ons moet verstaan. So ek dink, dit is eintlik 'n lekker onderwerp, wat 'n mens kan verder oor nadink. So enigiets, maak nie saak wat dit is, jy moet nou net nie na die rook kyk nie, asseblief mense. Daar's ander gewoontes wat 'n mens ook het. Skinder. Sodra jy begin skinder en moeise kom, ons almal sit nou lekker en gesels, nou begin ek met die gesprek. Ria, joh, het jy gehoor? Ja, wyse naam is om mense, Leonie, joh, Kitty, het jy gehoor van nou Michelle? Nee, ou Werner, jy moet daai man sien. Ek besoedel haar. Sy het geen gedagtes, sy het nie eens aan hulle gedink nie. So my vieslike natuur, geestelik vergiftig haar, as hy weer sien, is hy meegesleep. Maar ons moet ook eintlik by daai punt begin kom. Ek en Karen kom op by punt. As mense wil begin skinder, sê ons, stop dit, ek ken nie die persoon nie, ek wil nie weet wie is hy nie. Het jy hulp nodig om daai persoon te hanteer, of wil jy net vir die volgende halfuur daai persoon sleg sê? Dis al. As jy hulp nodig het, noem die saak, en ons kan saam bid, en ons kan saam met jou staan en raad vir jou gee. Dit is waar dit gaan. Okay? Dit is subtiel. Die woord sê, die kwaadsprekers
sal God se koninkryk nie ingaan nie. So ons kan mense besoedel met ons kindermond, ons tongmond, ons verbittering. As jy nog bitter is teenoor iemand, gaan soek geestelike hulp. Moenie net praat omdat praat is nie. Want die woord sê so besoedel jy almal rondom jou ook. Daar sê so daai gewoontes moet ons aflê. So kom tussen die geselskap. En skinder jou skinder dat jy kan sleg voel na die tyd. Jy skinder net 'n paar keer en jy voel net 'n paar keer sleg en iemand sê net vir jou 'n paar keer, weet jy wat, jy is 'n skinderbek en dan gaan jy babiekeer jouself vandag. Okay? Jy weet sommer self is 'n skinderbek. Ja, vandag. Okay. Nou die volgende punt en dit is eintlik 'n lekker punt. Ek wou eintlik nou by die huis met hom afsluit. Maar net die een skrif ook net. Nee, dit gaan hier so eerder by aansluit. En dit is die punt oor verwyte oor verlede wat opkom. Okay, kom ons praat so 'n bietjie daaroor. En ek dink ons het eintlik so 'n paar liedjies oor ek het die ene gedoen oor as jy jou hand in die ploeg slaan. Ons gaan vanaand daai skrif sommer net so lekker lees. En die woord praat van strek jou uit na wat voor is ensovoorts. So kom ons lees gou 'n bietjie deur daai skrifte. Dan gesels ons net so lekker hierdie gedagte deur. Nou die eerste vers wat ons gaan lees is Filippense 3 vers 14. Filippense 3 vers 14 in die Nuwe Testament. Lees lekker saam met ons. Dit is na Efesiërs, né? Ja, na Efesiërs. Filippense 3 vers 14. Ek gaan net daai een vers vir ons lees. So, eintlik die vorige verse is eintlik net so awesome, maar kom ons lees net eers vers 14. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Die hoë roeping, ons moet ons uitstrek na die hoë roeping. En die enigste manier hoe jy kan uitstrek na die hoë roeping is om te vergeet wat agter is. Paulus skryf so in die vorige vers, hy sê ek jaag daarna, ek gryp daarna. Ons moet nie gelykvormig word aan die wêreld nie. So ons moet uitstrek, ons moet 'n sondige lewe, ons sondige dinge vergeet. Nou wat so mooi is, ek dink baie van u wat vanaand luister en ingeskakel is, kan saam met my stem, voor jou bekering het jy hoeveel keer probeer 'n goeie lewe lei? Hoeveel keer het jy die sonde las probeer afskud uit jou eie krag en uit jou eie manier uit? Dit hou vir 'n rukkie en dan is jy weer back to square one. En as jy elke keer terug gaan na back to square one, is dit erger back to square one as wat dit was. So eintlik wat gebeur is, daai gewoonte in jou begin wortel te skiet, meer as ooit van tevore, want nou kom hierdie vlees agter, hoor jy wil hom los, en dan gryp jy nou al hoe meer vas, okay? So jy dra las van sonde saam met jou. Die dag met jou wedergeboorte, en dit is wat nou so mooi uitgekom het met Lani se doop, het die Here daai las van jou verlede afgesny. Jou hele verlede, maak nie saak wat jy gedoen het nie en wie jy was nie. So daai las wat jy saam gesleep het, is weg, gone. Dis hoekom met jou wedergeboorte het jy vir 'n dag of 6 of 'n week of 2 hierdie geweldige verligting ervaar. Man, dit het gevoel, ek kan onthou, dit het letterlik vir my gelyk of die bome groener is of die lig blouer is. Dit was 'n totale ander wêreld. Ek was vir elke persoon so lief, né? Ek wou hom elkeen net om my hals val en huil en jou druk en daai klas van ding. Want daai sonde las is af. En die Here doen dit spesifiek, want jy kan nie met daai sonde las die sonde probeer oorwin nie. So deur Jesus Christus, en dis hoekom Jesus kom sterf het, dit is hoekom wedergeboorte so belangrik is. Dat hy sondelas afgesny kan word en deur die waterdoop weggewas kan word. Nou moet jy in hierdie nuwe mens wandel sonder die las van die verlede om hierdie geaardheid ensovoorts te kan bly oorwin, om te kan groei in heiligheid, nuwe geaardheid, nuwe gewoontes, nuwe denke. Baie keer dink ons doen nou meer sonde en struggle meer na ons bekering. Jy struggle baie minder nou as wat jy gestruggle het. Ten minste kom jy op 'n punt van besef. Daar is dinge wat al in jou lewe verander het. Ek dink elke mens kan getuig, daar is dinge wat verander het. Dalk jou manier, dalk jou gewoonte, dalk die verslawing wat jy gehad het. Daar is een of meer dinge wat drasties in jou lewe verander het. So daai las is weg. Nou kry jy geleentheid sonder daai las om in Christus te groei.
Nou ons maak nie altyd gebruik van daai vryheid wat ons in Christus het. Inteendeel, die woord sê op een geleentheid, hy sê baie mense gebruik die vryheid in Christus as 'n dekmantel om te bly sondig. En ons moet dit nie doen nie. En dis hoekom raak ons naderhand weer vasgevang in die sonde. OK. Kom ons lees gou. Nou praat hy hier van die hoë roeping. So om by die hoë roeping uit te kom, is om dit te vergeet wat agter is. Kom ons lees 'n ander mooi skrif. 2 Petrus 1 vers 10. Dit is nou verder amper heel agter in jou Bybel, net so voor die sendbriewe van Johannes. 2 Petrus 1 vers 10. 2 Petrus 1 vers 10. Daarom broeders moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. So kom ons sit hierdie 2 verse saam. Paulus skryf hier in Filippense van hierdie hoë roeping, om daai hoë roeping se prys te verkry. Moet jy die dinge vergeet van agter is. Nou skryf Petrus hier van hierdie roeping, ons moet ons roeping en verkiesing vasmaak, dan sal ons nooit struikel nie. So die hoë roeping en die roeping waarvan Petrus skryf, is hierdie hoë roeping en verkiesing. Dis jou hemelse verkiesing. Onthou net, die dag as jy weergebore word, jy word uitverkies om godvrugtig te lewe en uitverkies vir God se koninkryk, om sy koninkryk in te gaan. Dis die hoë roeping. Die hoë roeping is een of ander begeesterde, snaakse iets en jy gaan in die lug rondloop en vuur blaas en spoeg en al hierdie tipe van goed. Nee, dis 'n roeping van nederigheid, om die minste te raak. Om te weet wie jy is. Jy's 'n diensknegt, jy moet minder en minder raak. Jy kan nie jou gewoontes vooraanstel nie. Jy moet dit begin afsterf en verander ensovoorts. Sodat jy die hemelse koninkryk kan ingaan, want jy word geroep om hemel toe te gaan en die pad is heiligmaking, om jou rug teen die wêreld te draai. Goed? En as 'n mens dit doen, moedig Petrus ons aan, dan sal jy nooit struikel nie. Maar ons los nie die verlede nie. Ons los nie die karakter, die gewoontes, die verslawings en die dinge van die verlede nie. Daarom bly ons struikel. Wat is hy struikel? Ek praat nie net van jy sondig nie. Jy sondig, jy raak moedeloos, jy gee moed op, jy raak mismoedig, jy hou op bid, jy voel is nie meer die moeite werd nie. Daai struikel. Een dag is jy op, ander dag is jy af. Ongeag van jou emosies moet jy konstant die Here bly dien. Nou as jy jou hemelse hoë roeping en verkiesing werklik vasmaak, dit is wanneer jy nie sal struikel nie. Want ongeag dit wat jy om jou beleef, jy gaan die hele tyd daai hoop hê, daai onsigbare hoop van daai hemelse hoë roeping. Wow, dink nou kan julle dit ook verstaan, né? Ek het altyd gewonder wat die high calling beteken. Ja, maak soveel sin. Baie dankie Here, prys die Here. Daarso baie daar's nou goeters op die skerm, ek kan nie so mooi lees nie. Dit maak so mooi sin, baie kosbare boodskap. So loof die Here. Ek sien almal het so ingeskakel. Hier's 'n persoon wat vroeër ingeskakel het, weet nie wie dit is, ek kan net nie die naam onthou nie. Maar welkom vir jou. Dit klink soos 'n Marelies, maar dit is nie. Ja, maar dit is Almarie se kleindogtertjie. Okay, maar welkom en almal wat nog nie, as ons nog nie vir jou hallo gesê het nie, jy wil graag hallo sê op die kommentaar, asseblief sê vir ons hallo en sê waar jy vandaan is, dan kan ons ook net vir jou sê, hallo, welkom by ons geestelike familie. Marton is baie opgewonde oor die diens. Ek sien sy kommentaar die hele tyd. Marton. Hi, Michelle, prys die Here man, so bly. Kom ons lees nog 'n skrif, en dit is nou die een skrif wat ek gebruik het, om die lied te skryf oor die hoë roeping. Hy is in Afrikaans en in Engels. Lukas 9 vers 62. What's up, Ons het 'n hele storie hierso vanaand. Hierdie boombox jy is wakker vanaand. Lukas 9 vers 62. Maar as ons lees vanaf vers 18, gaan waar is ek? Is dit? Nee, ek is verkeerd. Dit gaan oor hoe Jesus gevolg moet word. Hoe Jesus gevolg moet word. Dit lees ons nou van vers 57 af, waar die Here mense geroep het om hom te volg en mense het verskonings gehad. Dan kom ons lees net vers 62. En Jesus antwoord hom: niemand wat sy hand in die ploeg slaan
en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Wow, hoe tref die woord in my nou en ek het die lied geskryf? Kom ons lees gou weer. Waar staan dit, ekskuus? Lukas 9 vers 62, jammer. Lukas 9 vers 62. Hi pastoor, okay, daar soos almal. Hallo tannie Karen, my ma. Ja, dis haar ma. Renette is van vereniging. Ons gaan nog vir Renette ook lekker kuier op pad terug. Ja, en Lydia van As het ook gesê, hulle van vereniging, toe sê ek, ons kan nie wag om dit te ontmoet, dis die van Asse. Ja, ons gaan hulle kuier. Eerste keer dat ons hulle in lewende lewe gaan kuier. Dit is familie van Isie. Net in kort. Kom ons lees gou weer. Lukas 9 vers 62. En Jesus antwoord hom: niemand wat sy hand in die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Niemand wat agtertoe kyk na hy ou gewoontes, die ou natuur, ou karakter, en bly daarna kyk en bly daaraan wandel, en dit bly sy verskoning gebruik, dit is maar wie ek is geskik vir sy koninkryk nie. Engels praat hy van is worthy of my kingdom. So, ons moet vanaand iets as kinders van die Here verstaan. As daar iets is wat jy so vashou, wat jy voel, Here, ek bid al lank hier oor ek weet nie, telefoon op en bel vir my en Karen. Wil jou aanmoedig? Daar's geestelike hulp, ons gaan nie oor jou saak skinder en kwaad praat nie. Ons ken ons verpligting, dit wat ek vanaand vir julle bedien het, oor kwaad praat en goeters, ons beoefen dit self, so ons weet waar kom dit vandaan, ek het jou meer lief as wat ek die hel lief het, so daarom sal ek nie van jou kwaad praat nie. En as ek die hel lief het, gaan ek van jou kwaad praat, maar ek het nie die hel lief nie. Ek het nie Satan lief nie, ek het nie sy koninkryk lief nie. So met die gevolg is, as jy werklik geestelike hulp nodig het, asseblief kontak ons, maar in jou persoon, begin dit te oordink. Hoe ernstig is jou ewige lewe? Hoe belangrik is dit vir jou? Kyk jy nog te veel agtertoe? Geleenthede wat jy gemis het? Kom ons praat so 'n bietjie van geleenthede. Baie sal verwyd, ek was ook op baie karretjie op 'n stadium so in die begin van my bekering. Nou ek het die potensiaal gehad om beurse te kry, universiteit toe te gaan, en ons seuns is maar net lui. Sê die skool, ek dink, ja, as jy nie meer gewerk het, dan kon jy nou beurs gehad het, en kon nou hierdie grand geleerdheid gehad het, maar ek dank die Here, ek het dit nooit gehad nie, so ek is maar dom prediker. Paulus sê, verdra my en my dwaasheid. So ek het by die Here geleer om sy woord te verstaan, nie by 'n teologiese college nie, of universiteit nie. So het die Here ons geleer. En vergeet die verwyte, ja, jy moes dit gedoen het, en as jy nou harder dae gewerk het, en sis en so, vergeet dit, dis verby. Niks as jy tot wedergeboorte gekom het, die Here verwyd jou nie oor jou verlede nie, ons verwyd onsself. Ons vergewe onsself nie. Baie keer as jy in ietsie dink, van die verlede, dan kry jy skaam. Dis nie te sê God het jou nie vergewe nie. As jy weergebore is, alles voor jou wedergeboorte, het God jou van vergewe. Dit is baie keer het dit nog steeds 'n impak, jy het 'n karakter gevorm, as gevolg van die manier hoe jy groot geword het as sondaar. Nou baie keer onthou jy nog daai verlede, maar God gaan dit nie teen jou hou nie. Dis baie keer net om jou ook te laat verstaan, jy moet nie terug gaan soontoe nie, maar dan kan ons baie keer so top oor die verlede, en hier is ook 'n ander ding, wat ons ook moet leer. Waar sê die skrif? Hy sê, ons moet nie eers, in Spreuke praat hy daarvan, moenie eers die sonde ophaal nie, moenie eers die verkeerd ophaal nie, want dis soos 'n hond wat terugkeer na sy uitbraaksel. Hy sê, noem nie eers die sonde in julle midde nie. Moet dit nie eens noem nie. Moenie eens daarop praat nie. As jy wil iets van getuig, ek was 'n alkoholist, moenie aangaan oor hoe jy gedrink het en geparty het, en jy was die party animal nie. As jy wil sê, ja, ek het rof gedrink en ek was die party animal, maar die Here het my verlos, hy het my vrygemaak, begin in die nuwe lewe te wandel, vergeet van jou verlede. Deur net te getuig van jou verlede waar jy vandaan kom, gaan nie redding veroorsaak vir die mense met wie jy deel nie. Beweeg aan, kom verby daai oomblik van bekering, en beweeg aan, moenie gaan stil staan by die dag van jou bekering, daarom sal groei plaasgevind het, sodat jy kan begin getuig van die opstandingslewe, die verlossende krag van God in Jesus Christus, wat nou in jou lewe plaasvind. Net voor die diens toe, ek sien daar's 'n minuut verby voor ons kom, toe sê ek, selfs die minuut wat nou verby is, moet ons vergeet. En dit was doodse stilte daai minuut gewees.
Selfs wat ek in die begin gepredik het, ons moet vorentoe beweeg. Wat het ons hier uitgeleer? Wat het ons uit vanaand se bediening uitgeleer? Wat kan ek saamvat? Wat het ek geleer wat my hart so aangeraak het, dat dit my karakter verander, my denke verander, my manier verander? Dit is hoe God se woord lewend is in ons hart. Maar ons staan dit deur ons eie tradisies, ons eie gewoontes en ek gee nie voor nie, dis wie ek is. Dis liefdelose karakter. Dis liefdelose denke. En weet jy wat? Dit verander en verdraai die evangelie. En ons het ook gepraat oor 'n ander ding die laaste tyd. En ons het dit laasweek genoem. Uit wat se gees bedien ons? Net om jy vinnig daaraan te herinner. Ons kan maklik wys na 'n valse predikers uit wat se gees hulle bedien. Maar as ons nog in baie opsigte nikkerig, opstandig en rebels is, teen dinge wat ons weet wat in ons lewe moet verander, dan bedien ons, maak nie saak waar ons is en teenoor wie nie, bedien ons met daai nikkerige, opstandige geaardheid. Daarom baie keer as jy 'n persoon bedien, hy sal sommer terug nikkerig en kwaad raak vir jou vir geen rede nie. Ek sê nie dit sal nie gebeur nie. Maar dis wat Paulus sê, ek sal nie die ou rede gee om dit te doen nie. Maar as hy dit wil doen, is dit sy saak. Maar ten minste weet jy dat hy ou nie rede gee nie. Jou karakter, jou natuur, jou saak in jou hart is suiwer voor God. Ek sê ook nie jy het nie sonde nie. Maar ons is baie keer so opstandig nadat ons dinge gehoor het, nog steeds aan te gaan met die dinge van die verlede. Daarom bly jy struikel. Dan word die evangelie uit daai selfde gesindheid wat jy handhaaf, bedien jy die evangelie in daai manier. En daarom wil party mense net sê, weet jy wat, ek wil nie die evangelie hoor nie, asseblief, bly net stil. Okay? So as ons dit net met onsself kan uitmaak, ek kan nie vandag vir jou sê, dit is, ek en my vrou bedien die evangelie, party staan jou verskriklik te, ander neem dit aan, ander luister jou uit, maar kan ek wegstap en sê, Here, in my natuur en my geaardheid, weet ek het daai ou nie rede gegee nie, en tog, as iemand dit nie wil aanneem nie, ons los dit nie dan, ek gaan sê, Here, het ek reg gepraat, het ek reg gesien, was dit die regte saak gewees, maar ek gaan ook nie vir ewig by daai een persoon stil staan nie, ek wil graag daai leer, hoe ek dalk op 'n volgende geleentheid dit beter kan doen. So ons moet die hele tyd uitstrek na wat voor is. Vergeet wat agter is. As jy al jou naam met 'n plank geslaan het 1000 maal, kyk, ek is eerste voor in die lys. Maar ek vergeet daarvan, ek het daaruit geleer. Ek gaan my kop weer uitsteek. Ek moet weer my mond verby praat. Ek moet weer iets stupids doen, dat hy wortel van kwaad in my hart uitgeroei kan word. Dat iemand dit vir my kan sê, dat ek dit bewus kan raak daarvan. Nie om te onttrek nie. En ek wil jy aanmoedig, kind van die Here, kom ons staan op, kom ons sit onsself daar buite, kom uit in die lig, sodat God daai verandering kan doen. Strek jy uit na wat voor is, vergeet dit wat agter is. As jy gister droog gemaak het, sê Here, ek is jammer daarvoor, gaan vorentoe. Dink nie daar is nog iemand wat die woord so goed kan staan as Karen Stanley nie. Ons vergeet wat agter is en kan ons ook rebellie en eie sinnigheid vergeet. Ja, daai karakters wat ons maar moet vergeet. Is daar nog ietsie wat ons oor kan gesels? Dis verby die verlede, dis so mooi, dis verby. Dit is ook om aan die evangelie in Openbaring. Kom ons lees gou skrif. Kom ons lees gou Openbaring 21. Dis net so crazy. Elke keer as ek hierdie vers lees, dan dink ek, wow, this is awesome. Hy sê hierso, en elke keer as ek 'n woord wil lees, lê ek nooit die klem daarop nie. Hierso, vers 6. Kom ons lees Openbaring 21, vers 5 tot 7. Kom ons lees Openbaring 21, vers 5 tot 7. As 'n afsluitingsgedagte. Openbaring 21, vers 5 tot 7. Hy sê, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hierdie is na die wit troon oordeel wederkoms alles wat verby is. Amen, ek het altyd gebid en die Here gevra as ek ooit 'n prediker kry wat my kan antwoorde gee. Prys die Here, Lally, sy is so opgewonde saam met jou. Hy sê, ek maak alles nuut. Dit is nie 'n wat refurbishment nie. Dit is nie soos ou goeders wat jy nuut maak. Hierdie is nuut, splinter nuut, brand new. En hy het aan my gesê, skryf, dis nie 'n restaurasie nie, dit is 'n nuut, okay? Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Vers 6. En hy het vir my gesê, dit is vir
verby. Prys die Here, by God is dit verby, die hemel en die aarde wat hy gemaak. God het geen sentiment in hierdie aarde en hemel nie. Dit is verby, dit is bevlek met sonde, dit gaan vernietig en verbrand word, it's done. God kan iets niets maak. Hy is nie afhanklik van hierdie aarde en dink ek, dis die enigste ietsie wat ek ooit kon gemaak het wat die moeite werd was nie, kom ek red dit nie. Nee, dis verby, hy maak 'n beter ene. Prys die Here, sien uit na 'n beter, na 'n nuwe ene. Dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, aan die dorstige sal ek gee, uit die fontein van die water van die lewe verniet, daar is nie geldjies in die hemel nie, almal is equal daarso. Hy wat oorwin sal alles beerwe, jy sal alles in die ewige koninkryk wat God daar het beerwe, die hemele is joune, dis jou hoë roeping, dit is waarvoor jy geroep is, alles in God se koninkryk, as jy in Christus sterf en jy het volhard, is alles in die hemele ook joune, dis wat die Here gesê het in 'n gelykenis met die verlore seun vir die oudste seun, alles wat myne is joune, alles in God se koninkryk is joune, al sy gawes, al sy liefde, al sy vrug, alles in die hemel, en ons kan nou al daarvan gebruik en ons doen dit nie, want ons bly by die verlede. Strek jou uit na wat voor is. Alles in die hemel is joune, as jy te sterwe kom. Kom ons los die verlede. God het die verlede gelos. Tyd moet uitspeel, siele moet gered word, dinge moet nog gebeur, maar God het geen sentiment in hierdie wêreld nie. Goed. Is dit amazing, hè? Awesome. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Dis hoekom in God se koninkryk. Man, dis dit nie amazing. Later sê hy dat daar is nie meer 'n tempel soos in Jerusalem nie, want die Vader en Jesus is die tempel. Hulle is die lig, hulle is die alles in die koninkryk. God behoort aan jou, Jesus behoort aan jou, die engele behoort aan jou. Dit wat geskaap is, behoort aan jou. En vandag toe so lees deur die nuwe Jerusalem, kan ek dalk nog 'n bietjie verder praat oor die nuwe Jerusalem? O ja, Ja, ons is 'n bietjie. dit was so cool geweest. Toe ons by Andrei was, en jy lees die skrif, en op daai oomblik toe het hy gehuil. En op die oomblik toe ek sy trane afvee, toe lees jy, daar sal nie meer trane wees nie, die wat trane het sal afgevee word. Ja, ek het dit eers gesien nie. Die oomblik toe jy dit lees, toe loop die trane te keer. So, die Here het my gelei, ek het vanmiddag, toe ons by ander was, lees ek Openbaring 21, die hele gedeelte Openbaring 21 en 22. Maar Openbaring 21, hy praat hier so vroeër, en hy sal al die trane afvee. Waar is dit? Dit is net so paar verse mos voor dit. Ja, vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. Mense, kom ons los hierdie wêreld en sy begeertes. Kom ons los die sonde. Dis die dood. Die dood gaan verby. Dis klaar, is verby. En die Here gaan al die trane huil eerder hier, roep na die Here, huil en huil en huil. Mense sê mos nie, ek is nie 'n persoon wat huil nie. Weet jy wat begin te huil? Huil jou hart uit. Huil jou hart voor God uit. Dis skriftuurlik om te huil. Dis skriftuurlik om voor ander te huil. Ween en roep na die Here toe. Hy sal hy trone af. En weet jy wat het my getref? Toe ek weer so deurlees, hoe is die nuwe Jerusalem gebou? Die woord sê, jou goeie werke, die smarte, die verdrukking, dit wat jy deurgaan ter wille van die koninkryk, ek gaan nie deur al die verse gaan nie. Jy word gesuiwer en gereinig soos 'n edele metaal en 'n edele gesteente. So al jou werke wat jy doen op aarde, wat ten goeie is vir God se koninkryk, en jy gaan deur hierdie druk en jou vas in die evangelie, dis die boustene van die nuwe Jerusalem. Alle edelmetale, alle edelgesteentes, word gevorm deur die druk en die persing van die aarde. Dis 'n wetenskaplike feit. God het vir ons die fisiese gegee om iets van die geestelike te verstaan. So God kan nie net in die hemel net sê, okay, daar's 'n diamant en daar's goud, net met woorde nie. Ons, kinders van die Here, jou druk waar jy in vashou in die evangelie en hy geaardhede en dinge in verlede en gewoontes laat gaan, vorm nuwe edelmetale en edelgesteentes in God se koninkryk.
Nou wat my ook getref het, en dit weet ons, hoe lank vat 'n parel om gevorm te word? Dan is dit maar so 'n klein pareltjie, kom ons sê so halwe sentimeter, 5 millimeter. Dan, nee, 5 millimeter. Dan is dit nou 'n redelike pareltjie. Hy kan ook groter wees, maar dit vat jare en jare. Ek het nou nie getalle by my nie, maar ek weet dit vat baie jare om daai klein pareltjie te vorm. Nou sê hy die poorte. Wat is 'n poort? Dis 'n ingang. En in 'n stad is 'n poort 'n massiewe ding. En hy sê daar is elke poort is uit 'n parel gemaak, een parel. Mense, dis hoekom die kind van God deurdruk gaan. Daai parels. Dis groter as wat ons standaard deure in ons huis is. Dink aan 'n kasteel, daai massiewe ingang. Dis 'n poort. Kind van God, dis hoekom jy deurdruk gaan. Want jy word uitgenooi na die bruilof van die lam, sodat jy kan sien waarmee jy gebou is, waarmee die nuwe Jerusalem geklee is. Dis nie die ou vervalle baksteen tempel in Jerusalem en die op aarde wat net geherskep gaan word en die Here gaan hier kom bly nie. Nee. Jy bou in 'n tempel wat die mens nie kan sien. Abraham het 'n stad verwag waarvan God die boumeester en oprigter is. En hoe bou God? Deur ons. Ons is samewerkers met God in sy koninkryk, in sy akker, in sy land, in die hemele. Jy bou met geestelike stene. Jy's besig met geestelike offers. Kom ons laat staan die sonde. Kom ons laat staan die verlede. Kom ons laat staan ons vergoddelikking van ons aardse gemaksigtige lewe. Sê, Here, ek gaan deur hierdie druk gaan, want die nuwe Jerusalem word gebou. My siel moet gered word, ander siele moet gered word, wat moet help om te bou aan die nuwe Jerusalem, sodat jy kan loon ontvang vir jou arbeid. Is dit nie mooi nie? Dis die hoë roeping. Halleluja, dis die hemelse roeping. As jy dink nog in jou aardse diamantjies en goeders, nee, vergeet dit. Daar is 'n stad waar jy in bou, waar daar edelgesteentes en goud is, suiwerder as hierdie wêreld. Meen Sandra en Andre, hulle is in die jewelry bedryf. Hulle ken van goud en castings en edelgesteentes. Man, dit wat hulle doen is vaal, is vuil teen God se koninkryk en is so waardevol op aarde. Hoe ons kan so werk aan die nuwe Jerusalem. God self sal jou trane afvee. God self sal dit doen. Nie 'n engel nie, nie Jesus nie, nie 'n medebroer en suster nie. God die Vader kom, want jy word sy seun. Jy gaan geopenbaar word as sy kind. Nie ons is sy parels nie. Dit moet ons ook verstaan. Dis so 'n kinderliedjie. Parels, wat ons is sy parels, alle parels. Nee, ons is nie parels nie. Dit moet ons verstaan. Ons is glad nie parels nie. Ons is kinders van God. Ons werke vorm parels in God se koninkryk. Ons werke vorm waarmee hy bou. Ons werke vorm edelgesteentes. Ons druk. Sodat God dit mee kan bou, dat hy dit kan gebruik om die nuwe Jerusalem te kan bou. Ons is nie die parel en die edelgesteente nie. Ons bring dit voort deur die druk wanneer jy vashou. Dis hoe ons skep. Weet jy wat? Jy's 'n skepper van edelgesteentes. So Sandra, hulle gebruik edelgesteentes. Hulle gebruik goedes wat reeds daar is, wat deur die druk van die aarde gevorm is. Jy's 'n skepper van edelgesteentes. Wow. Is dit nie mooi nie? As hy weer kom. Nee, as hy weer kom, ons is nie sy parels as hy weer kom nie. Nee. Dis 'n kinderliedjie wat ons geleer het. Dis 'n kinderliedjie. Dit kan my nou nogal om te dink dat Adam en Eva moes voortbring in die tuin van Eden in die geestelike wêreld. Moes hulle voortbring en alles. En al wat ons op aarde nou kan voortbring, sonder vleeslike gemeenskap, is die edelgesteentes in die hemele. Ons kan die mense skep en sulke dinge soos wat Adam en Eva moes doen, maar ons kan dit skep. Waar jy dan gebou word deur God se koninkryk. Yes, dit is baie mooi wat Karen nou sê.
Wat het jy nou so pas gesê? Want dit wat ons kan skep is die Yes. gesteentes in God se koninkryk. Ja, ons kan nou skep. Ons skep nie mense in die begin het Adam en Eva die opdrag gekry, julle moet voortbring, maar wat ons nou kan voortbring, ons kan nie siele voortbring nie. Ons kan daai edelgesteentes voortbring. Ons kan God se koninkryk verkondig sodat hulle uit God gebore kan word. Dat hy nuwe siele uit God gebore kan word. En so skep ons en bring ons boustof voort. En daai boustof is al hierdie edelmetale en edelgesteente sodat God daarmee kan bou. Dis hoe jy werk saam met God sodat hy daarmee kan bou. Dis kom die woord sê. Die martelare, hulle wat gedood word vir die getuienis van Christus en die woord van God. Daai getal moet nog vol word, want die nuwe Jerusalem se boustene en boumetale is nog nie klaar nie. Daar moet nog kom. Want hy is huge, hy is massive. Besef nou niks van daardie aardse beteken iets nie, of het waarde net jou geestelike lewe. Dit is presies net so. So jy kan skep. Wow, dis amazing. Op aarde sukkel hulle mors dood om die goed na te maak. Maar geestelik skep jy suiwerder edelgesteentes, edelmetale as wat ooit op die aarde geskep kan word. Dit het jou druk. En dit uitdruk as jy gaan vashou. Ja, want dis die vloek wat gekom het. En nou die Here Jesus ons Christus ons losgemaak. Nou kan daai vloek se druk, as ek dit so kan stel, maak dat jy kan voortbring. Yes. As jy deur al daai beledigings en beskuldigings en drukkinge en benoudhede gaan, ongeag of jy nou hier uitkomste in die vlees het of nie. Jesus vertel 'n gelykenis van Lazarus bedelaar. Hy het gesterf van honger en siekte. En hy is God se koninkryk in. So as jy vashou aan jou geloof en jy wankel nie, dan bou jy en jy bou en jy bou en jy bou en jy bou. Vertrou die Here, geloof, vertrou die Here, geloof en wankel nie, prys die Here. Wil julle hoë roeping vas, is julle opgewonde oor julle hemelse roeping? Kom ons druk deur, kom ons gaan deur. Dan net selfs ook, as jy nie wil bid nie en jy gaan bid, jy forceer daai liggaam, jy sal gaan bid. Jy is besig om 'n edelmetaal of 'n edelgesteente in God se koninkryk te vorm. As jy teenstrydig met die drange van jou liggaam optree wat God se koninkryk gaan bevorder, die eerste en die belangrikste is gebed. God te soek, voor sy aangesig te wees. Dan bou daai stene, want baie kan nie meer uit hulle huis uit gaan nie, as gevolg van siektes, omstandighede, hulle kan nie eens meer hulle tree by hulle huise uitsit nie. Jy kan begin saamwerk en hy gebeur is. En as God begin werk, het jy aandeel. As God begin werk, het jy aandeel, want jy sit jou vlees eenkant, in plaas om nou daar, soos die ander wat by die huis sit, die ander pensionarisse wat by die huis sit, wat heeldag sit en televisie kyk, kan jy sit en bid, en jy kan die tyd uitkoop, en dit is jou druk. Dit is jou druk dat die edelmetale na vore kan kom. Wow, is so mooi. Almal ons werk saam, die een het nog voete en hy moet beweeg, die ander het nie meer voete nie, hy het omtrent nie eens meer knieë nie. Maar jy kan werk, ons almal kan bid. Jy is nooit te oud of te jonk of te ryk of te arm om te kan bid nie. Almal kan bid. Prys die Here. Kom ons koop die tyd uit dat ons eendag ons loon kan sien wanneer hy nuwe Jerusalem so uit die hemel neerdal op die nuwe hemel en aarde, nie op die aarde nie. Hy gaan verbrand wees, hy gaan gone wees. Op die nuwe hemel en aarde, dan gaan jy sien jou werk. Jy word uitgenooi om dit te sien. Sjoe, prys die Here. Moenie jou kleed verloor nie. Dis nie moeite werd nie. Amen. Prys die naam van die Here. Dankie dat julle saam met ons gekyk het uit die Klingberg huis uit. Roland, sal jy 'n liedjie weer vir ons kan speel? Of nee, is jy nie meer reg vir hom nie? Ek is reg. Dis sy. Kom ons kyk gou of ons kan afsluit met die liedjie wat ons in die begin mee begin het. Daar kom hy in die gang. Lekker aan verder. Baie julle. Neem hom aan in jou hart, dan het jy genade gevind. Dit wat agter is, verby. Moenie fokus op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Die verlede is verby. Alle foute en pyn
Hy kom heel So, foute pyn. Wow. Dis so. en maak gesond. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n Nuwe gesindheid in hom. Voltooi die wedloop. Vervul jou roeping. Rein in Christus. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n Nuwe gesindheid in hom. Wandel in dieselfde gees. Met 'n gesindheid so mooi. Ywer om die prys te kry. Die roeping in Christus. 'n Lewe ryk en vry. Alles lê agter, begrawe in sy dood. Nie meer deel van jou. Alles weggewas. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n Nuwe gesindheid in hom. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n Nuwe gesindheid in hom. Nice die Here. Dankie dat julle ingeskakel was. Lief vir julle. Bye. Bye meis. Bye meis. Oupa lief jou baie. Bye julle almal lief vir julle verskriklik baie.